jou skerm nie. Jy moet elke oggend gaan inlog. Ja, kyk, jy kan op En jou elke ou kry sy eie paswoord. Ja, jy kan op jou desktop nou 'n button sit, na Q2B toe en dan klik jy net op hom en dan gaan jy login page toe en jy log in. En elke user het sy eie login details. Okay, ons is 3 users. Ja. So goed. Okay. Want die stelsel hou ook trek wie het wat gedoen op elke bespreking. Okay. Okay. So hierdie is wat ons noem ons myn kalender. Jy kan kies of jou staanplekke of jou kamers hier lê of nie. Jy kan dit af en aan sit, jy besluit self. Jy sal tipies nie jou akkommodasie van hier af kyk nie. Ons akkommodasieskerms, ons het 'n paar verskillendes. Ek gaan net die 2 most populars wys. Daar's my staanplekke in sy lys, ja. Okay. So hierso is al jou staanplekke dan. So hier's al jou staanplekke dan. Okay, ja. Dan kan jy 'n datum kies wat jy na toe wil gaan kyk. Jy kan byvoorbeeld sê ek soek al my campsites met private ablutions, kan jy dit hier opbreek, dan maak hy net al jou kampstaanplekke wat daai oop is. En jy kan verskillende rates hê. So jy kan verskillende rates hê, maar jy sal byvoorbeeld net room only hê, wat ons noem, dis net jou blyplek, nê? Ja. Okay. So, en dan basies kan jy van hier af boek, 2 nagte. En dan deel ons ook met, ons kan ook child policies in hê, ons het 2 child policies. Maar as jy net kampstaanplekke, die meeste kampstaanplekke gaan op Max Plus. Wat sê vir die eerste 2 mense kos dit soveel en daarna betaal elkeen sê R150 by en 'n staanplek kan net 6 vat. So ek weet nie hoe werk julle staanplekke nie, maar ons kan daai hanteer. Dan kan jy enige iets aanlyn sit, hout, ys, enige iets wat jy wil upsell. En hulle kan dan enige iets kies en byvoeg by hulle kampstaanplek. En Greg, kan ek jou onderbreek? Ek wil net by jou hoor. So die kliënt bel nog steeds in soos ons het hulle hê. En hy in ons boek sy staanplek. As hy nou inbel, wat is die eerste skerm waarna ons gaan om te gaan kyk, ons het staanplek beskikbaar? Hierdie monthly accommodation. Laat ek net gou hierdie een klaarmaak, dan wys ek vir jou hoe lyk dit op die skerm. Myne het nou Paygates opgestel, so hy wys nou Pay Later of Pay Now. Okay, so daarso is nou die monthly. As ek nou teruggaan en ek kyk die hele maand, daar lê hy. So dis hoe al jou besprekings hier lê en dan kan jy kyk wat het jy beskikbaar en wat is oop. Sê nou maar byvoorbeeld jy wil hierdie mense na 'n ander campsite toe skuif. Kan jy hom net drag en drop, dan skuif hy na 'n ander campsite toe. Okay. Verander die invoice en alles, so hier gaan jy kan sien, ek het nog soveel oop, ek het daai naweek oop, ek het nie oop nie. Ons doen ook dan stay requirements, so sê byvoorbeeld jy het 'n minimum van 2 nagte oor 'n naweek, dan gaan hy vir jou sê minimum of 2 nights required. Hy gaan jou toelaat om net, as jy ingelog is, net om 1 nag te kies, maar eventually gaan hy die invoice uitmaak vir 2 nagte, want jy het gesê, ek kan nie net vir 1 nag by my slaap nie. Okay. So dis stay requirements. So dis ons most popular skerm, want die kan jy al die staanplekke sien wat jy oop het, jy kan dit rondskuif as jy wil, en jy kan op die skerm immediately sien wat het jy beskikbaar. Okay. Dan ons tweede popular skerm is die all availability. Hier maak jy nou jou resource category oop, waaronder daai kampstaanplekke val, en dan wys hy vir jou hierso al jou kampstaanplekke. Okay. En hier wys hy ook die bookings dan op vir jou. So laat ek net daai ene weer terugskuif na 'n normale boeking toe. So baie maklik kan jy dadelik sien, is daar staanplek oop, wat het jy oop? Jy kan dit onder verskillende kategorieë sit. Jy weet, die meeste kampstaanplekke het mos hoofpower, no power, hoof ablution block, no
share delusion en so voort. Mhm. So ek gaan hom net terugskuif soontoe want my cap 1 is dood. So as jy dan nou jou besprekings ook, kan jy op hierdie skerm dit sien en daar lê die bespreking. Okay. So in daai sê maar ek het 10 campsites hier oop, gaan hy vir my wys 1 uit 10 uit is geboek. So hier op hierdie skerm gaan jy ook dan nou kan sien. As ek nou byvoorbeeld my luxury kamers, al jou staanplekke gaan nie lê, dan gaan jy kan sien wat het jy oop. Van hierdie skerm kan jy ook 'n bespreking maak. Jy klik net op die nag. Dan sê, soos ek sê, ons kan child policies ook deel mee. 1 en 2. Dan gaan hy vra van daai datum tot daai datum. Watse rate wil jy byboek? Okay. En dan sit jy ook maar net die kliënt se e-pos in. Sy telefoonnommer, jy kan daai goed insit as jy wil en as jy finish druk, stuur hy dadelik vir die kliënt se invoice. As jy meer op die plek sit, soos ek het nou hier 3, 4, 5 mense, dan sê hy vir my hierdie kamer kan net 1 tot 2 mense vat. Hy kan nie daai vat nie. So in daai kamer wat ek nou opgestel het, kan ek net 1 adult en 1 Ek het maar nog 'n ding wat ek wil weet is, jy sê nou sodra ons daai skerm, ons nou klik op hierdie sê net maar op hierdie spasie, op daai spasie, waar is ek nou? Sê net maar klik op daai spasie. En ons wil nou vir hom byvoorbeeld sê bespreek, nou toe is daar bespreek, ons is nou daar. Ons wil nou insê meneer Koffenpoel kom nou daarna toe. Ja. So wat doen ek dan? Dan klik ek op die linkerkant of die regterkant van my muis. Nee, jy klik net finish op die boeking en dan stuur hy die invoice. Okay. Hy stuur die invoice outomaties na die kliënt toe. Maar wanneer sit ons die hoeveelheid in? Daarso Byvoorbeeld, kom ek sê vir jou, ons werk so. Ons het 4 mense op ons staanplek. Met jou karavaan en jou tent en jou kar. So as jy kom en jy wil nog 'n tentjie opslaan, dan vra ons jou R100 ekstra per nag vir daai tent. Ja. En in daai tent moet mense slaap, so gaan daar eventually sal 1 of 2 mense ekstra slaap, waar ons dan R50 per nag betaal per persoon. En hy gaan met sy voertuig inkom. So ons gaan nog R150 per nag. Ja, jy kan dit alles bysit. Per voertuig in. Waar sit ons dit dan in? Okay, so kom ek sê nou maar klik daar, ek wys nou van hierdie skermpie af maar. Dan sê ek, okay, daar gaan 2 mense wees. Sit ek die kliënt se details in. Jy kan dit op al die skerms byvoeg. Okay. Goed. Dan sê ek edit, want ek wil nie finish nie, ek wil nou nog vir hierdie kliënt goed bysit. Okay. Dan sê ek edit. Daar lê sy staanplek nou. En dan kan ek nou enige iets nog byvoeg. So ek kan van hier af byvoeg, dan kan ek sê myne het hoed op, ek gaan nou hout bysit, net om jou 'n voorbeeld te gee. Jy kan so byvoorbeeld extra tent, extra space, extra dis, wat ook al jy wil byvoeg, kan jy hier byvoeg by sy invoice. Kom ek sit sommer ys, want ek het ys op my price list. O nee, ek het nie meer nie, jug of juice. Ek sit sommer 2 by. So jy kan enige item byvoeg vir hom, wat ook al hy wil by hê. Okay, dan kan jy nou sê, ek maak dit 'n invoice. Dit is deel van my accommodation. En dan sê ek nou happy, daar's alles wat hy wil boek, dan gaan ek net mail, invoice. Standard, summary, sê maar jy het 'n familiegroep wat 20 staanplekke boek en jy wil nou nie vir hulle 6 bladsye invoice stuur nie, dan print jy of jy stuur vir hulle 'n summary. Okay. Dan stuur jy net send en hy stuur die invoice dan. Okay, en die invoice lyk dan tipies so. Dit sal nou julle branding wees, julle maatskappy details, daar sy unieke booking nommer. Daar's al die kliënt se inligting en daar's al die goed wat hy geboek het. Goed, nou soos hier. Nou betaal daai kliënt. En hoe maak ons nou? Wat sê vir die stap? So as jy die Paygate wil hê, dan kan hy net op die PDF as hy hom kry, Pay Now klik en hy kan betaal, dan capture ons die payment outomaties vir hom.
Okay? As jy nie die Paygate wil gebruik nie, dan kan jy as hy nou 'n EFT betaling doen, dan gaan jy nou net in die boeking in, hierdie klein kredietkaartjie, Ja. klik jy op en dan rekord jy sy payment. Hoe het jy dit cash, EFT, okay. hoeveel het hy gestuur, jy kan hom 'n reference gee en jy kan sy receipt vir hom dadelik mail. Of Okay, dis print. eenvoudig genoeg. Dan wil ek by jou hoor, hoe hou ek nou byvoorbeeld, kyk, ons gee 7 dae na bespreking, moet hy sy deposito betaal. Ja, Gee die stelsel vir my 'n lys van kliënte wat bespreek het, se 7 dae wat verby is, of hoe werk dit? So ons noem dit CRM, Customer Relationship Management. Daar stel jy op, jy het 7 dae om jou deposito te betaal. Hy kan outomaties gaan kyk as iemand nie sy deposito betaal het nie, dan gaan hy hom remind. Dan kan jy hom stel op 10 dae moet hy die booking delete en die customer notify dat die booking delete is want jy het nie sy deposito ontvang nie. Goed. So jy kan as jy die booking, ekskuus, nou interrup ek jou, as jy die booking nou delete hy hom outomaties op die stelsel ook? Of is dit ons outomaties. verantwoordelikheid? Outomaties. So hy kan 'n kliënt remind en hy kan sê jou deposit is due, jy kan vir hom dit stel soos hoeveel jy wil. 7 dae is 168 uur. Het hy om te betaal. As hy nie betaal het nie, dan stuur jy vir hom hierdie. Jy stuur vir hom 'n mooi boodskapie en sê jou betaling is due. Please note after 10 days we will cancel your booking, bla bla bla. Okay. En dan kan jy nog 'n CRM opstel wat hom dan sê nou jou boeking is gekanselleer want ons het geen betaling ontvang nie. Nou sê maar hy betaal tussentyd. Hy betaal R1000 op sy boeking. Dan gaan die stelsel sê okay, hy het R1000 betaal. Hy het sy deposito betaal. Jy kan hom ook stel om te sê jy soek 50% deposito, maar hy het nou net 30% betaal, dan gaan die stelsel hom herinner, daar's nog 'n bedrag uitstaande. Dis great. Okay. So dis wat ons noem CRM. So in 'n boeking, ek weet nie of julle nog vra nie, maar in 'n boeking kan jy al maklik van 'n quote na invoice na proforma toe stuur. Weet, wat ook al jy wil, hy verander hom dadelik. Jy kan internal notes hier opsit. Okay? Sê maar byvoorbeeld jy sê die kliënt het met my gereël om eers Maart te betaal, kan jy dit daar insit. Almal wat in hierdie boeking ingaan, kan dit sien. En as jy wil hê die CRM moet stop, jy het nou 'n reëling met hierdie kliënt, kan jy sê hou op om reminders te stuur, nou reminders, dan gaan hy nie hierdie kliënt herhaal nie en vir hom aanhou sê jy skuld my geld, want jy het 'n reëling met hom. En dan kan jy sê secured booking. Hy maak hom dadelik blou en dan kan almal sien hier's 'n reëling op, moenie die booking delete nie. Okay. Dan het ek nog 'n vraag. Julle moet inklik. Ons het nou besprekings al vir April, ons het besprekings vir Mei, September, Desember byvoorbeeld. Klaar mense wat klaar geboek het van hulle deposito's betaal. Gaan ons dit op die stelsel kan laai? Ja. Ons kan dit ook, ons het 'n template, maar dan moet jy al daai bookings in 'n Excel template vir ons capture, sonder om die formaat te verander wat ons het. As jy om vir ons stuur met al die inligting sonder om die formaat te verander, dan kan ons vir julle al julle besprekings laai. Goed. Anders dan kan julle dit een vir een almal hier capture. Okay. Maar as dit baie is, as dit meer as 50 is, sê ons altyd stuur dit, dan laai ons dit op, maar jy het nou die werkie om dit dan in 'n spreadsheet vir ons te sit. Goed, reg. Okay. Dan, ek weet nie, het julle nog vra, want hier's redelik baie wat ek julle kan wys. Dit is ons dit is wat ons soek. Ons soek nie ander tipe van goeders. Nee, ons sal dit later byvoeg soos die tyd aangaan, maar op die stadium is dit
ons grootste kopseer. Okay, want ons Ja, stelsel ja. kan baie meer as dit doen. Ja. Hierdie is byvoorbeeld jou aanlyn link wat jy dan op jou webwerf kan sit as jy wil later en sê boek nou, dan gaan hy direk, hy het nie die menu nie en 'n kliënt kan direk kom kyk wat's beskikbaar. Okay. Okay. Goed. En dan maak hy alles oop, hy gee vir hulle inligting, hy gee vir hulle jou T's en C's en hulle kan dan boek. Hy maak net oop wat beskikbaar is. Okay. Okay. Dan het ons het baie oulike goed in wat jy kan ag ek gaan julle nie met hierdie goed alles pla. Groepe, doen julle baie groepe? Wat's goed? Doen julle baie groepe? Groepe, ja, ons doen groepe. Okay, so vir groepe het ons iets ook ouliks ingestel. So jy sit almal in die boeking, sê jy is deel van hierdie groep, dan wys hy die groep saam. Jy kan kommunikeer met almal, jy kan 'n program vir hulle opstel, jy kan 'n room list print, jy kan hulle almal message gelyk en jy kan sien het hulle betaal of nie. So voor die groep brei het almal betaal. Okay. Dit is baie oulike funksionaliteit wat jy dan kan gebruik. Dan het ons jou tipiese check-in check-out report. So as jy wil sien wie check almal in vir die week, jy kan dit per dag doen. Jy kan sê wie check uit, skuld hy my nog geld, as hy my geld skuld, sit dit in die report. Jy kan dit op jou skerm PDF of Excel toe vat. En daar's almal wat incheck dan vir die week by my. Hy wys vir jou wie kom in, wie bly oor. As jy dan met almal wil kommunikeer, sê maar jy verwag baie erge reën of wat ook al, en jy wil met almal kommunikeer, map jy almal, jy tik almal en jy sê e-mail. Ons het ook bulk SMS'e, maar jy betaal per SMS. Ons het ook WhatsApp geïntegreer, maar jy betaal ekstra vir die WhatsApp. En dan as jou WhatsApp geaktiveer is, kan jy hulle ook WhatsApp of jy kan hulle almal e-mail en jy kan vir hulle sê dit of gebruik hierdie pad daar, ons verwag erge reën ensovoorts. Ons doen eintlik meer die WhatsApp en die e-mail ding as wat ons die SMS ding doen. Ja. Eintlik meer die WhatsApp as die e-mail, maar ons doen ook die e-mail, maar ons doen nie die SMS ding nie. So ons WhatsApp pakket wat jy dan outomaties uit hierdie stelsel uit vir hulle almal 'n WhatsApp kan stuur uit Q2B uit, maar dit gaan deur jou WhatsApp account. Daai is so R2.500 'n maand. So dis 'n bietjie dis 'n bietjie duurder as wat ons is, maar het ander funksies ook. Soos Klein Paradys, al daai gebruik het. As hulle vir die mense net directions wil stuur vir hulle inboek, alles word deur die stelsel, die CRM doen dit outomaties. So jy hoef dit nie fisies self te gaan doen nie, maar jy kan hier ook kommunikeer met almal. Dan housekeeping report wat ook oulik is vir die staanplekke. As ek nou sê ek wil sien die 26ste, een van my housekeepers wil afvat, dan kan ek sien hoeveel staanplekke het ek uitgeboek. Dan sê ek vir haar nee, daar's te veel wat in weet kom, jy kan nie afvat nie. So hy wys vir jou in wie kom in, wie gaan uit en wie bly oor, al die staanplekke. Goed. Dis ook baie oulik vir die staanplekke want dan weet hulle watter om skoon te gaan maak. Baie van ons kampplekke gebruik gate control. Hulle vervang 'n boek en pen by die hek met 'n wag, met 'n tablet. Ek weet nie of julle so iets sal wil doen nie. Ja, maar dan die wag nie. Okay, dan die wag 'n tablet en hy kom net in. Die persoon sit sy reservation in en dan wys hy die karres in. Hy kan dit in en uit hanteer. Okay. Maar ons bied dit ook aan in die stelsel. Dan het ons accommodation check-in. Okay. So waar jy nou 'n indemnity dalk print by ontvangs en die persoon teken hom en jy file hom, doen ons electronic indemnity. So jy het 'n device daarvoor of 'n QR code. Mense vat hulle foon, hulle scan die QR code. Hy kies sy naam en hy check-in van hier af. En hy kan sy inligting verander en dan update ons die stelsel vir jou. Jy kan enige vrae vra. Date of birth, as hy date of birth, daar's 'n happy birthday wat die stelsel outomaties elke jaar vir hom kan stuur. Jy kan 'n birthday voucher of net 'n boodskap stuur. Okay.
Jy kan enige iets vir hom vra, wil hy dit by hê? As hy sê ja, kan hy enige selection maak, soos hout en ys. As hy incheck, dan gaan lewer jy dit net af. Hier's jou indemnity. Hy agree. Hy kan 'n foto neem van sy ID as jy dit wil hê en 'n handtekening. Okay, en dan gaan jy dit met die heen gaan stuur die selfs dan outomaties vir ons hy lê op die bespreking. Hy lê op die bespreking. Okay. Ja. Great. So kom ek net gou, ek dink dis die enetjie, 23ste. Daar sê hy registered 1. Dan kan jy gaan kyk as jy dit weer wil hê. Guests, daar sê. En daar lê sy details, daar lê al die vrae wat hy beantwoord het, sy ID, sy foto geneem het en daar lê sy getekende indemnity. So jy hoef dit nie te print nie, jy hoef dit nie te file nie, die stelsel beheer dit vir jou. Okay, dan wil ek gou by jou hoor. Sê nou maar Piet Klaasen kom nou 20, hy was nou 2020 by ons en hy kom 2026 weer by ons. Hy hou sy inligting, né? Ja, hy hou iets goed gaan doen. Hy hou al sy inligting, maar hy wys nie vir jou waar hy laas gebly nie. Okay. Gaan nou vir jou Maar wys. dis nie vir ons Ja, dis nie vir ons belangrik nie. Wat vir ons belangrik is om weer om sy goed te gaan oproep om te weet. Want baie kliënte sê ons, hoorie, maar ons kamp al 20 jaar by julle, Ja, julle moet ons ag, goed my hê. wil nou nie Verstaan jy? ja. So dan wil ek gaan search en sê Piet Klaasen, dan wil ek hê die stelsel moet vir ons dan Piet Klaasen se bespreking uitgooi of se besonderhede uitgooi. Ja, hy doen dit. Kyk, soos toe ek my e-mail ingesit het en ek daai enetjie nou wil boek, die oomblik wat jy sy e-pos insit, ons identifiseer 'n kliënt met sy e-posnaam. Okay. Die oomblik wat ek haar e-pos insit, dan kom alles op en daar autovul hy al die inligting. Okay. So ons het 'n SQL database. En wat dit beteken, sê maar iemand gaan kamp nou in Hakerwil. En ek kom daar en ek sê, o, my telefoonnommer het verander. Hulle verander my telefoonnommer. En as jy my weer boek, oor 2 jaar of 3 jaar kom kamp ek by jou en jy retrieve my inligting, dan gee ons vir jou die nuwe telefoonnommer. So ons hou basies so jou customer data up to date. Goed, dit is dan. Sê gou vir my dan nog 'n ding, wat ek nou teen gevra het. Oor opleiding. Ja, so ons doen 6 ure user training. Julle sal bietjie minder doen want julle gaan dalk nie al hierdie funksionaliteit gebruik nie. En dan 6 ure administrator training. Dit kan nie gekat word nie. Dit doen hulle 6 ure lank. Julle user training sal dalk minder wees. Benita doen al ons training op die oomblik. So sodra ons julle opgestel het, laat weet ons haar die opstelling is voltooi en gedoen en dan reël sy met julle datums. By julle venue of alternatief aanlyn, net soos julle wil. Van waar af kom sy? Pretoria. Pretoria, okay, sy is nie so ver nie. Ja. Right. Maar ons doen baie ver training. Okay. So ons doen enige plek in die land doen sy training. So en dan basies al daai ek sê maar jy sit hout en ys of ek bring 'n ekstra wekel of 'n ekstra tent en jy gaan later aanlyn en vir jouself ook sal ek dit op 'n ekstra lys sit, dan kan jy sien watter staanplekke het almal ekstras geboek. Ekstra almal wat betaal het vir 'n ekstra staanplekke, ekstra tent, hy summarize dit dan alles hier vir jou. So jy weet al klaar op watter staanplek is jou ekstras geboek. Okay. Die stelsel is eenvoudig genoeg vir my. Ja, dis baie maklik, maar daar's baie oulike goed. Jy kan jou payments ook in bulk oplaai en dan vir almal gelyk kwitansie stuur. Ons dra natuurlik die volle payments report vir jou. So as jy wil gaan sien vir Februarie, ek het nou nog nie baie inligting in Februarie in nie, kan ek 'n payments report, jy kan dit per user gaan trek en jy kan ook aanwys hy vir jou wat is cash, wat is EFT, wat is met kaart. Okay, maar sien nou maar daai ek het vir daai kliënte 'n invoice gestuur en hy druk nou pay now en hy betaal outomaties. Kry ek die volgende dag 'n
Jy kry binne 'n paar opsommingslys sekondes om te sien. Ja, jy kry binne 'n paar sekondes 'n confirmation dat die kliënt betaal het, maar ons gooi dit ook hier in 'n rapport. Dit wys hier as online payments en hier's jou payments report en dan wys hy summarize hy vir jou al jou online betalings. Dit sal great wees, ja, dit gaan baie goed wees, ja. Dan as jy wil future payments kyk, so dit is future bookings wat gemaak is. Ek dink nie myne gaan iets wys nie. Future bookings wat gemaak is, maar jy het al geld daarop ontvang. So sê maar jy het Maart, April, Mei, Junie, Julie al bookings. Jy het geld daarop ontvang, dan wys hy vir jou die kontant wat jy of die EFT's, al die geld wat jy al ontvang het. Hy breek dit ook hier in bookings vir jou op. Dis ook 'n baie oulike rapport. Julle vat nie key deposits en sulke goed nie, né? Nee. Kyk, dan ons het baie management reports by ons my management report en dit gaan ek sommer van Desember af trek, want soos ek sê, ek het nou nog nie baie inligting in vir Februarie in my demo nie. Dan wys hy vir jou alles. Hy wys vir jou elke tipe staanplek, hoeveel is die totaal wat jy gemaak het op. Is maar net my point of sale wat nie geconnect is nie. Dan kan jy hierso sien, my staanplekke met ablution het soveel in totaal gemaak. My staanplekke sonder krag het soveel gemaak. Alles is hyperlinks. As jy daarop klik, vat hy jou na die boekings toe wat 33,000 opmaak. Okay. So ons period report breek natuurlik vir jou dan nou alles af. So jy kan alles sien waar het jou venue geld gemaak, hoeveel ys het jy verkoop, hoeveel hout het jy verkoop, hoeveel keer het iemand 'n ekstra waantjie saamgebring of 'n ekstra staanplek geboek. Hy kan alles wys hy vir jou in 'n rapport. Dan sien nog baie aan 'n management reports. Wat ek nog wil weet is jy het gesê elkeen gaan sy eie password kry. So ons gaan duidelik kan sien wie wat 'n bespreking gemaak. Ja, so op elke bespreking wys hy vir jou 'n audit trail. Users, ons het 2 profiele. 'n User kan nie al hierdie goed sien nie. Hy kan net die basics doen en die bookings doen en goed. En 'n administrator kan al die management reports sien en hy kan die audit trail sien. So hier kan jy sien watter user was dit, die dag en die tyd wat hy ingelog is en wat het hy gedoen. Daar is nie 'n delete button nie, daar is nie 'n remove button nie. So niemand kan ons ook bel, ons kan nie as hierdie afhaal nie. So die audit trail bly daar. So jy kan sien wie die geld ontvang, wie die kliënt ingecheck, uitgecheck, al wie die boeking gemaak, wie die boeking geskei, wie die boeking delete, hy wys vir jou alles. Okay. So payments is ons gecover, soos ek julle gesê het, CRM is baie oulik. Hy kan vir jou, as die kliënt dan nou sy deposit toe betaal het, ten volle, dan kan hy ook outomaties vir hom sê, thank you for your deposit, your booking is now confirmed, sonder dat julle dit hoef te doen. Okay, hy kan vir hom 'n remind, hy het nie die deposit toe betaal nie, so nou gaan sy booking delete word. Hy kan vir hom sê, your final payment is now due, sê 7 dae voor die tyd, voor hulle arriveer soek jy sy finale betaling. Hy kan hom remind en sê hierso, ons soek nou jou finale betaling. So hy kan dit alles outomaties vir jou doen. Dan hou ons 'n bietjie debtors vir jou, alhoewel ons nie 'n accounting system is nie, maar ons hou vir jou debtors. So jy kan hierso sien unpaid invoices, quotes en future, past en future, wat ons vir jou hier opsit. Okay. As jy daarop klik, wys hy vir jou wat is die bookings wat nog nie betaal het nie. Jy kan company statements doen, as jy 'n staat wil doen vir 'n maatskappy. En natuurlik ons debtors report is ook baie oulik. Hy kan vir jou almal wys, past events, jy kan al die customers include, jy kan sê ek soek dit monthly, dan wys hy vir jou. En as daar pro formas is, kan jy sê exclude my pro formas. En dan wys hy vir jou al jou debtors. Okay. So, jy dan vir ons Dan die venue setup, ons stel die eerste venue setup vir jou op.
maar soos ek sê, die administrator word getrein ook. So jy hoef nie vir ons te wag om 'n nuwe logo op te laai of 'n nuwe terms and conditions by te sit nie. Jy kan dit self doen. Jy kan dit self doen. Alright. As al jou inligting, jou e-mails wat uitgaan na die kliënt toe, as jy 'n Paygate het, ons sit ook daarop waantoe is jy, daar's jou birthday message, wil jy dit aktiveer? Ek moet net myne afsit. Dan wil jy dit aktiveer, wil jy 'n voucher stamp stuur en wat wil jy vir hulle sê? Okay. Goed. So dis die hele venue setup, soos ek sê, ons doen julle met booking.com, as julle gelys by booking.com of een van daai Ons doen net telefoniese inkomende boekings. So ons het ook 'n channel manager wat met hulle almal geconnect is. Dan is jou customers, sê ek vir jou, ons hou data van jou customers vir jou. So al jou customers bly jou customers, hulle lê altyd hierso. As jy nou byvoorbeeld vir my soek, kan jy net daar intik en het, en jy kan sien ek tel 'n hele paar. So daarso is my ek, en dan kan jy al die inligting. Nou hier's 'n blokkie wat jy 'n customer note op kan sit. So jy kan sê ek hou glad nie daarvan nie, ek laas gemoun oor die hout, enige iets van my. Dan wat jy kan doen voor jy daai kliënt boek en jy is nie meer seker is dit daai vrou, kan jy kom kyk in jou customer list, dan kan jy enige nota van hulle sien. Ons het ook 'n blacklisted vir ons kliënte wat jy hulle kan blacklist en hulle kan sê hulle het geloop sonder om hulle rekening te betaal. Dan as ek nou weer by jou kom boek met daai e-posadres, dan sê hy this customer has been blacklisted for an unpaid account. En dit loop deur na al ons venues toe. So as iemand in Nysna ingeboek het en hy het geloop sonder om sy rekening betaal, hulle het hom gemerk en jy doen vir hom 'n booking aan, sê hy vir jou, this customer has been blacklisted before for unpaid account. Dan weet jy ten minste klaar. En dit is net vir ons Q2B venues onder mekaar. Okay. En dan het ons support is 24/7, maar dis 'n WhatsApp support. Dis 'n chatbot wat jy op enigiets kan antwoord. As jy vergeet het how to capture a payment, dan kan hy vir jou sê waartoe om te gaan om te sien. As jy vergeet het hoe om die receipt te mail, dan sê jy how do I mail a receipt, dan sê hy vir jou stap vir stap waar om te gaan. Okay, so hy's geleer, hy ken hierdie hele stelsel, party dalk ken hy dit beter as party van ons. Maar hy's geleer deur al ons manuals en deur al die vrae wat mense al gevra het, leer hy homself verder. So hy's ontsettend slim. Kyk. So hy kan 24 uur lank help. Wat tyd as jy nou 12 uur in die nag wil sit en werk, hy kan jou help 12 uur in die nag. Okay. Ons almal sien dit op ons skerms. Ek het myne nou toegemaak, maar ons sien die heel dag almal se support wat inkom. So dit kom in en as hy jou nie dadelik kan help nie, dan sal iemand anders wat jou sal help. Okay. As ons sien jy 2 of 3 vrae al vir hom gevra en jy kom nie reg nie, dan neem een van ons oor en ons antwoord dan namens hom vir jou wat om te gaan doen. Goed. So dit is nogal lekker. Hy wys vir jou alles. Ons kan sien hierso het jy vasgehaak, hoeveel keer het jy nou al gevra en hy kan jou nie mooi antwoord nie, hy bly sê hy sorry, dan kan ons oorneem en ons kan tik en vir jou sê waar om te gaan. Goed. Okay. Wat wil jy nog weet? Ek dink dis die basiese goeders wat ons op die stadium nodig het. Ja. Ons gaan dit op drie verskillende rekenaars hardloop. So ons het 3 users. En dan en dan moet jy vir ons kwitansie stuur. Okay, so ek gaan daai subskripsiekontrak wat ek vir jou gestuur het. Dit is maar ons kontrak, al die kostes is daarop, maar ek sal vir jou gou 'n e-pos doen net met alles opgebreek. Ek sal bly wees, baie dankie.
So dit is eintlik baie maklik. Jy gaan die basics gebruik, maar administrator training moet 6 ure wees, want ons leer jou die management reports om rates te gaan generate en alles. Maar die user training gaan julle dalk vinniger omkom, maar baie mense sê ek sal 6 ure boek, as daar 2 oorbly sal ek dit eerder hou as ek hulp nodig het. Okay. So daar's ons nogal behulpsaam. As jy vir Benita sê, okay, ons is nou klaar, ons het 2 ure ekstra tyd, dan hou sy dit vir jou wanneer jy ook al voel jy het dit meer nodig. Okay. Ja, so dit is basically meeste, daar's baie goed wat hy nog kan doen, maar dit gaan jy deur training gaan. Ons manuals lê ook op die updated manuals lê die hele tyd hier op die menu vir jou, telefoonnommers. Daar's vir technical support as daar iets fout gaan en daar's as jy wil weet hoe capture mense payment. Op die e-mail natuurlik is dit net kantoorure, maar op die WhatsApp kan hy jou 24/7 help. Okay. Baie dankie. Goed. As jy nog vra het, ja, kan jy vir my sommer in 'n e-pos vra as jy van iets vergeet het, dan antwoord ek dit vir jou. Okay, baie dankie hoor. Dan wag ek vir jou e-pos met die kwotasie. Okay, goed. Okay, Elspie, goed. Okay, bye.